stel jou hart reg aan vir Paasfees, ons het gesê, hy is ons koning, hy is werklik die seun van God, maar Jesus is ook die redder. Nou ons het daarin geraak, maar kom ons gaan verder. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou, Jesus het daardie dag, toe hy, nou, so is nou by die opwinding. Weet, verbeel jouself, ons is daar, ons swaai die palmtakke, en ons sê, ons verlosser is hier, wie's bly, wie's opgewonde? Maar julle moet onthou, hulle dink aan iemand wat sê, hierdie regstellende aksie in ons land, dit moet waai, hierdie plaasmoorde, dit moet waai, en ons soek iemand wat dit kan verander, en Jesus is die een. Nou kyk nou wat nou hier gebeur is, hulle verwag 'n koning. Ek wil net hê jy moet assosieer en identifiseer hiermee. Hierdie mense soek 'n koning. Hulle soek 'n koning wat met mag en krag gaan beheers. Hulle soek 'n koning wat die hele wêreld gaan omkeer, en Jode weer bo sit en sê, ja, ons is die uitverkore volk, ons is die wat gered is, julle moet luister, ons is die mense. Hoe baie keer het ons Christene nie daai houding nie. Hoor jy, die Here gaan vir julle nog straf. Die Here gaan hierdie mense straf. Is dit nie baie keer wat in ons harte aangaan nie? Ja, julle moet aanhou, julle gaan nog sien. Dis presies wat die Jode se hart was. Maar dit was nie God se hart nie. Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om te. Daar was soveel kwaad op daai stadium, en ek verstaan dit, ek kritiseer hulle nie, daar was soveel kwaad, daar was soveel haat tussen die Jode op daai stadium, en ek verstaan dit, daar was onderdruk, hulle was uitgewas, maar hulle was so vol van hierdie kwaad en haat, dat hulle God se hart gemis het. Dit wat die Here vir hulle, het hulle heeltemal verwerp, soveel so, dat toe Jesus in Jerusalem instap, en hy kom by 'n vyeboom, dat hy die vyeboom vervloek het en gesê het, jy sal in ewigheid nooit weer vrugte dra nie. Weet julle waarvan praat Jesus daar? Jesus praat van Israel daar. Want hy is op pad Jerusalem toe, omdat hulle harte so vol van kwaad en so vol van haat was. Weet julle, ek moet my eie hart ondersoek. Mis ek dalk God se hart? Paulus skryf in Korinte, hy sê, in Romeine, hy sê, die makolyf is afgekap en die willeolyf is ingeheng. En die makolyf is Israel, die willeolyf is ek en jy. En dan sê hy, ons moet nie so arrogant wees nie. As hy die makolyfboom nie gespaar het nie, moenie dink, as ons verval in 'n hartelose hart, wat nie omgee vir God se agenda, dat hy ons nie ook sal uitkap nie. Daarom moet ons altyd seker maak, ons bly by God se hart. Jesus is die redder. Hy wil hulle gered het, hy wil ons red. En ek en jy moet daai hart kry, wanneer ons kyk na ons politici, wanneer ons kyk na ons land, dan moet ons nie kwaad en haat en wil net beklei nie. Ek en jy moet vra, wat's Jesus se hart in dit alles? En binne in hierdie, onthou, Jesus kom in die middel van politieke omstymighede, waar almal kwaad was, kom Jesus en hy bring een ding, hy bring God se hart, hy bring liefde. En ek en jy moet vanoggend vra, wat bring ek? Wat bring ek na die braaivleisvuur toe? Wat bring ek wanneer die gesprekke om die tafel is? Bring ek haat en kritiek en kwaad, of bring ek Jesus se hart op die tafel? Sing ek Hosanna, Hosanna, want dit pas my om die koninkryk van God te sê, sy regverdigheid en sy heiligheid en sy straf. Maar wanneer dit by die kruisiging kom, is ek ook die een wat eintlik maar met my leefstyl sê, kruisig hom. En dit is die vraag wat ek aan jou vanoggend moet vra, is, waar staan ek? Waar is my hart vanoggend? Moet ek my hart vanoggend nie op die tafel sit en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek is nie waar U my wil hê nie. Weet, dis die hele verhaal van Jona. Die Here stuur vir Jona om te sê, gaan na Ninive toe. Ek wil Ninive red. En wat doen hy? Hy vlug na Tarsis toe. Nou kom die Here na ons toe en sê, ek wil 'n verskil maak in Suid-Afrika en ek het jou nodig. Nee Here, ek is te kwaad. Moenie met my praat hieroor nie. Here, jy kan enigiets doen, maar moenie vir my vra om my broer wat bietjie anders polities georiënteerd is as ek, moenie vir my vra om hom lief te hê nie. Ek is te kwaad. En ons doen presies wat hulle gedoen het. En ek moet my hart kruisig, ek moet my vlees kruisig en sê, Here, wat is U hart? En ek moet dit soek. Want die Here Jesus het gekom om te sterf aan die kruis vir hierdie wêreld, omdat hy hulle so lief het. Jesus se hart breek vir die wêreld. En my en jou hart moet vanoggend breek vir mense wat verlore gaan.